Goeiemôre almal. Baie welkom hier almal wat die koue, hoewel vir 'n Pretoriaaner is dit koud, klink my vir julle is dit maar 'n frisserige dag, maar nog nie koud nie. Maar baie welkom aan almal wat wel die koue getrotseer het. Ek het nou vanoggend gedink, Charlotte, waar is jy nou? Jy het nog gaan sit. Hoeveel jaar is dit nou al? Is dit 6 jaar? 6 jaar wat baie van ons die preek, ja, dit was met ander woorde voor COVID. Ja, dit was net voor COVID het ons begin en toe met COVID het ons vir 'n tyd so 'n bietjie van 'n speed wobble gehad, maar daarna gaan ons weer aan. Kom ons sit so en dan word ons stil. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie, ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle almal van God ons Vader en van die Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan vanoggend saam lees uit die eerste boek van die Bybel, uit Genesis. Daar gaan ons hoofstuk 28 lees vanaf vers 10 tot 22. Maar voordat ons dit doen, kom ons sit so en dan bid ons saam dat die Here sy woord vir ons sal oopsluit. Ja, Here, Psalm 84 het nou net iets verwoord van hoe antieke Israeliete dit beleef het om na die tempel te gaan in ou Israel. En daar het hulle beleef dat hulle vir U kon ontmoet. Daar in die woning waar die mossie en die swaalkie tuis was, daar waar die offervure gebrand het. Here, vanoggend is ons ook saam in die woning, in die gemeenskap van die gelowiges, om U te ontmoet. Om U woord te hoor en om 'n woord van U te kry wat vir ons relevant is en wat vir ons sin maak en wat 'n bydrae lewer tot ons lewe. Here, dankie dat ons U kan ken. Dankie dat ons 'n verhouding kan hê met U. En dankie dat ons die voorreg het om deel van 'n gemeenskap te kan wees waar almal 'n verhouding het met U. Here, ons kom almal vanoggend saam, ons het elkeen ons eie storie. Elkeen van ons is dalk op 'n ander soort plek in ons lewe. Met party van ons gaan dit goed, met ander gaan dit dalk baie goed. Met ander gaan dit minder goed. Ander van ons gaan deur 'n tyd van onsekerheid. Ons is almal verskillend, ons is almal anders, ons kom almal met ons eie ervarings en ons eie behoeftes. Maar ons deel die verwagting dat U deur die woord vanoggend met ons sal praat. Ons vra dit alles in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Genesis 28 vers 10. Jakob het uit Beerseba vertrek en na Haran gegaan. Hy kom toe by 'n plek en oornag daar, want die son was al onder. Hy het een van die klippe van die plek geneem, dit as sy kopstit neergesit en op daardie plek gaan lê. Hy droom toe. Kyk, daar is trappe wat op die aarde staan, waarvan die bopunt na die hemel reik. Daar was boodskappers van God wat daar langs op en af gaan. En kyk, die Here staan bo aan die trappe en sê: Ek is die Here, die God van jou vader Abraham.
en die God van Isak, die grond waarop jy lê, aan jou nageslag en jou nageslag, aan jou en jou nageslag gee ek dit. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste, die ooste, die noorde en die suide. Deur jou en jou nageslag sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Kyk, ek is met jou. Ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. Jakob het toe uit sy slaap wakker word en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Hy het bang geword en gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek nie. Dit is niks anders as die huis van God nie. Dit is die poort na die hemel. Jakob het die oggend vroeg opgestaan en die klip wat hy as 'n kopstit neergesit het geneem en dit as 'n gedenksteen opgerig. Hy het olie oor die bopunt daarvan uitgegiet. Hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die dorp was vroeër Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê, as God met my sal wees en my sal beskerm op hierdie pad waarop ek nou gaan, en vir my kos gee om te eet en klere om aan te trek, en ek ongedeerd terugkeer na my familie, dan sal die Here my God wees, en sal hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, 'n huis van God wees. En ek sal van alles wat U vir my gee, getrou tiendes aan U afstaan. Ons lees net tot sover. Nou, ja, ek kom nou al 6 jaar hiernatoe, maar julle weet seker dat ek oorspronklik van die Kaap afkom, dat ek vir 5 jaar 'n predikant in Strand Noord was, voordat ek 'n dosent geword het. En ek weet nie of julle dit weet nie, maar ek was 7 jaar lank van my lewe 'n proponent gewees. So ek is in 1998 gelegitimeer en eers in 2005, in Julie van daai jaar, een aand op 'n Vrydag aand, is ek in Strand Noord georden. Nou later daardie jaar het ek vir die eerste keer die geleentheid gehad, die voorreg gehad om die sakrament van die nagmaal te bedien. En jou eerste keer is jy nogal senuweeagtig. Jy is meer ge-worry oor die logistiek van die tekens as oor die krag en die betekenis van die tekens van die nagmaal. Jy vra jouself, gaan jy onthou om dit te doen en dat te doen, en gaan jy onthou om dit te sê en dat te sê. Wat gebeur as die wyn opraak? Wat gebeur as die sap opraak? Aanvanklik stres jy oor 'n klomp goed, maar uiteindelik kan ek onthou, as jy die brood breek en as jy die wyn skink en as jy daai woorde uitspreek, dit is my liggaam, dit is my bloed. Toe het ek begin ontspan en het ek die krag en die betekenis van die tekens van die nagmaal waardeer. Die tekens wat alles opsom wat ons in die Christendom in die nuwe lewe assosieer en verstaan. So my eerste nagmaal was vir my 'n aangrypende en 'n bevoorregte ervaring. Maar daardie dag was nog nie klaar nie. Want laat daardie middag vroeg aand, ek kan nie onthou nie, dit was seker al donker gewees, het ek 'n oproep gekry dat een van my lidmate op sterwe is. Ek het die oom redelik goed geken, ek was die vorige jaar ook 'n proponent in die gemeente, en een van my ouer kollegas het eintlik die oom nog baie beter geken, het 'n baie langer pad met hom gestap, maar hy moes, dink ek, daarhand iemand by die lughawe gaan haal of so te neem, en ek moes toe gaan. Die oom was in sy 70's, hy het oor baie jare maagkanker gehad, en uiteindelik het hy die stryd met maagkanker verloor, en daardie Sondag was sy laaste dag op aarde. Ek kan hom baie goed onthou. Hy was 'n afgetrede boer van die Parel. Hy was 'n baie goeie storieverteller, hy het 'n baie goeie sin vir humor gehad. Om by hulle huisbesoek te doen was altyd baie prettig, en mense wou nie gou weggaan nie, want sy stories was baie vermaaklik. Maar daardie aand kon hy nie meer praat nie, en daardie aand het ek saam met sy vrou en sy 2 dogters om die byt gesit
terwyl hy gesterf het. Vir hulle was dit natuurlik baie hartseer, maar ook op 'n manier dink ek baie vreedsaam. Ek kan ook onthou dat hulle het 'n seun gehad wat vroeër dood is, wat in sy 20er jare in 'n ongeluk gesterf het. So die familie het reeds hartseer geken. Ek het ook al die emosies beleef, maar ek was mos nou meer 'n toeskouer as 'n deelnemer. En op die eind van die dag was my ervaring dat dit was in die eerste plek 'n voorreg om saam met die familie dit te kon beleef. Vir my was dit 'n heilige oomblik. En op die eind, toe ek daardie aand my kop op my kussing neerlê, het ek gedog, ja, wat vir 'n dag was dit? Ek het die oggend vir die eerste keer die sakrament van die nagmaal, die heilige nagmaal, wat getuig van nuwe lewe, het ek bedien. En daardie aand was ek teenwoordig toe iemand dood is. En dit was ook op sigself 'n heilige gebeurtenis. Nou ek vertel hierdie storie oor 'n heilige oomblik, omdat iets soortgelyks, maar baie meer kragtig natuurlik, in vanoggend se verhaal met Jakob gebeur. Jakob was besig om te vlug van sy eie familie. Hy vlug omdat sy broer vir hom kwaad was. Die broer het natuurlik goeie rede gehad om kwaad vir hom te wees, want Jakob het sy vader Isak bedrieg, wel nadat hy met sy ma gekonkel het, en so het sy vader Isak nou vir Jakob geseën en nie vir Esau nie. Jakob se ouers het hom ook aangemoedig om daar weg te trek, om vir hom 'n vrou, om na sy ma se familie te gaan, om daar vir hom 'n vrou te kry, want hulle was nie geneem met die Kanaanitiese vrouens daar waar hulle gewoon het nie. En ons almal ken die verhale oor Jakob. Jakob het van die begin af gelyk of hy gaan ontwikkel in 'n regte skelm. In die Hebreëus, die naam spreek mens uit Jakob, en dit het allerlei konnotasies. Dit klink soos die Hebreëse woord vir hakskeen, Akeef, want ons ken almal die storie toe hy en Esau gebore is, toe het eerste uitgekom, maar Jakob het aan sy hakskeen vasgeklou. Maar die woord Jakob klink ook baie soos die Hebreëse woord, die werkwoord vir bedrieg, Akoof. En as ons luister na wat Genesis vir ons alles vertel, van wat Jakob alles aangevang het, dan verstaan ons ook hoekom hierdie woord allerlei konnotasies het. Terloops in die antieke wêreld het name dikwels betekenis gehad, en dit was baie belangriker as wat name vandag vir ons is. Ek weet ook in Afrikaans sal die ou mense gesê het, maar naam trek. Weet, as jy na jou oupa vernoem is, en jy het jou oupa se name, en jy het later die geaardheid van jou oupa, dan sal mense sê, ja, kyk, naam trek, hy aard na sy oupa. En inderdaad, Jakob se naam het getrek. Jakob was sy hele lewe lank 'n kansvatter, 'n opportunis. In die Noord-Kaap sou ons hom 'n regte skenaaiwer genoem het. Altyd besig met een of ander skema. Altyd besig om te kyk of hy die stelsel of mense kan manipuleer tot sy eie voordeel. Ek het klaar verwys na Jakob wat sy pa Isak bedrieg het in samewerking met sy ma. Maar daar is ook nog die bekende storie van die lensiesop. Dat Jakob is in die kombuis besig om lensiesop te maak en sy broer Esau kom daaraan en hy is baie honger. Hy het gaan jag, dink nie hy was suksesvol nie, en hy vra vir Jakob, maar kan hy nie van die lensiesop kry nie? En Jakob sê vir hom, ja, wel, as jy jou eersgeboortereg vir my gee, dan kan jy maar al die lensiesop kry. Nou, 'n mens kan sê, maar ja, Jakob was net 'n goeie besigheidsman, hy het die markkragte van vraag en aanbod verstaan, maar die punt is, eersgebore reg was nie iets wat die eersgebore self kon weggee nie. En daarom moes hulle later ook natuurlik vir Isak uitoorlê om hom so ver te kry
om op 'n skelle manier vir Jakob te seën. En vanoggend se verhaal, en wat ek net moet sê is, uiteindelik gaan bly Jakob ons nou nog by Laban by sy oom, sy ma se broer. Maar wat die twee aan mekaar doen, daaroor kan mens ook 'n boek skryf, want dis 'n gekonkelry en 'n gebedriegery oor skape en oor Laban se dogters. Julle ken mos die storie van hy wou met die een dogter trou en toe gee Laban vir hom die ander een. So dit was nie 'n baie voorbeeldige familie gewees nie. En Jakob is vanoggend op pad om na sy oom toe te gaan. Die son sak en hy moet noodgedwonge iewers slaap. En hy gebruik dan 'n kop as 'n kussing. Klink nie baie gemaklik nie, maar dis wat die teks sê. En daar droom Jakob. Die hemel gaan oop en daar is die trappe wat op die aarde staan en dit gaan tot bo in die hemel. Julle sal sien baie ou vertalings sal van 'n leer praat, maar ek dink ons moet eerder vir jou stel trappe voorstel. Ons lees dat boodskappers gaan op en af op hierdie stel trappe en baie vertalings sal boodskappers ook vertaal met engele, maar in Hebreëus beteken die woord malach net boodskapper. Die Engelse vertaling daarvan is angelos en dis waar ons woord engele vandaan kom, maar in Hebreëus het jy nou nie eintlik die indruk dat hulle vlerke het nie, maar dit nou daar gelaat. En bo op die trappe staan die Here. En die Here stel homself voor as die God van sy vader Abraham en van Isak, en hy maak 'n belofte aan Jakob. Of eintlik moet 'n mens sê, herhaal hy die belofte wat hy reeds aan Abraham en Isak gemaak het, herhaal hy nou aan Jakob. Die grond waarop Jakob nou lê, dit gaan sy nageslag besit, en hy gaan 'n groot nageslag hê, so baie soos die sand van die see, en al die windrigtings, ons het dit daar gelees. Maar dan voeg die Here ook 'n belofte by, wat vir Jakob in sy huidige situasie dalk meer sou beteken. Ek gaan saam met jou, en ek sal jou beskerm, en ek sal jou laat terugkeer na hierdie land toe. In die antieke wêreld het mense geglo dat elke god het half sy eie grondgebied gehad. Weet, Jahwe was die God van Israel, maar Aram het 'n ander God gehad, en Moab het 'n ander God gehad, en Edom het 'n ander God gehad. En wat hier baie radikaal is die Here sê vir Jakob, ek gaan saam met jou. Moenie dink dat daar is die grondgebied van 'n ander God nie. Ek gaan al die pad saam met jou soontoe. So wat die Here hier vir hom sê, was in daardie wêreld eintlik baie radikaal. So ek ervaar hierdie tweede helfte van die belofte aan Jakob is vir hom daar in sy konkrete omstandighede van baie meer waarde. Want Jakob is in hierdie tussenin tyd. Agter hom lê sy familie en al die moeilikheid wat hy daar gemaak het, en voor hom lê onsekerheid. Weet, hy is op pad na sy oom na Laban, hy het hom nog nooit ontmoet nie. Hy weet nie of hy met sy oom oor die weg gaan kom nie, hy weet nie of sy oom hom gaan aanvaar nie. En God se belofte aan Jakob ruim alle onsekerheid uit die weg. Wanneer Jakob wakker word, is sy eerste reaksie vrees, ontzag. Hy besef dat God daar is, dat dit 'n soort van 'n plek is waar die hemel en die aarde bymekaar kom. En dit is vir Jakob vreesaanjaend. Dit is die huis van God. Jakob beleef 'n heilige oomblik, maar ek dink Jakob se heilige oomblik is in 'n ander klas as my heilige oomblik waarvan ek julle vroeër vertel het. En wanneer Jakob opstaan, maak hy van sy kussingklippe 'n gedenksteen. Hy salf dit met olie en hy noem die plek Bethel. Wat in die Hebreëus eenvoudig beteken huis van God. Bet is huis en El is God. Die stad Bethlehem beteken huis van brood of huis van kos. Bethel was later, wanneer die twee ryke van Israel in twee deel, was Bethel 'n belangrike heiligdom in die Noordryk gewees. En dit was maar so 16-17 kilometer noord van Jerusalem gewees.
soos die kraai vlieg 14 kilometer. So op 'n helder dag, as jy op 'n hoë plek in Jerusalem sou gestaan het, sou jy later die vure van die offers van die heiligdom by Bethel kon sien. In die konteks waarin ek groot geword het, was dit so ver soos Keimoes van Kanoneiland. En as jy op Keimoes se kop staan, dan sien jy daar aan die kant op 'n mooi dag vir Kanoneiland. En as daar 'n brand sou wees, sou jy beslis die rook kon sien. Die laaste paar verse in vanoggend se teks lê Jakob in gelofte aan God af. Dis 'n baie voorwaardelike gelofte. Hy sê as die Here al hierdie goed doen wat hy beloof het, dan sal ek dit en dit en dit doen. En dis moeilik om Jakob se gedrag te verstaan. Jy weet, is hy arrogant? Sukkel hy om te glo? Ja, waarskynlik is dit, want as ons na die stories van Abraham en Isak luister, hulle het ook die hele tyd gesukkel om God se beloftes te glo. Maar dan vra Jakob spesifiek vir kos en klere, en dan wonder 'n mens, maar Jakob, die Here het nou gesê, gaan vir jou sorg, dink jy nie af, dis ingesluit nie, weet, ek sê, ek sorg vir my kinders, en dit sluit toch kos en klere in. Duidelik dink Jakob nie so nie. So ek dink, sukkel om te glo, en dan beloof hy, dat as die Here al die dinge vir hom doen, dan sal hierdie plek in huis van God wees. En dan sal hy 10% van alles wat hy het, vir God gee. Nou, uit die res van die verhaal weet ons, dat God sy beloftes aan Jakob gehou het. Want Jakob het teruggekom, geseënd en ryk en alles. Of Jakob sy beloftes teenoor God gehou het, die verhaal vertel dit nooit vir ons nie. Ja, Bethel was baie jare later, het dit 'n tempel gehad. Maar 600 jaar later. Of Jakob ooit sy 10% vir God gegee het, dit weet ons ook nie. Ons weet wanneer Jakob terugkom van Laban, dan hoor hy dat Esau kom om tegemoet, en hy is maar 'n bietjie jittery, want hy is bang Esau wil hom doodmaak. En dan staan hy baie van sy besittings aan Esau af. Hy gee dit eenvoudig vir Esau. Maar of hy ooit iets vir God teruggee, dit weet ons nie. Wanneer Jakob daar by Bethel wakker word, probeer hy dadelik weer doen wat hy sy hele lewe lank gedoen het. Skenaif, onderhandel. Hy wil 'n kontrak met God sluit. As hy my bewaar, as hy my kos gee en klere gee, dan sal hy my God wees. En dan sal ek my 10% gee. Hy dink nog steeds dat hy met onderhandelinge en met slim planne en ooreenkomste, dat hy sy eie toekoms kan verseker. Maar die krag van hierdie heilige oomblik lê nie in Jakob se gelofte nie. Dit lê in God se belofte. God vra nie 'n kontrak nie. God stel nie voorwaardes nie. Hy gee vir Jakob 'n verhouding. God sê vir hom, of God sê nie vir hom, Jakob, as jy dit en dit doen en dit en dit doen, dan sal ek jou God wees nie. God sê eenvoudig, ek sê, ek is jou God. Ek is met jou. Finish en klaar. Nou, ek weet nie wie van ons onsself dalk op 'n tussenin plek in ons lewens bevind nie. Agter ons lê dalk foute, stikkende verhoudings, goed wat ons aangejaag het, waarvan ons skaam is, waarvan ons eerder wil vlug. En voor ons, ja, nigter weet, onsekerheid. En dalk voel ons lewens tans so hard soos die klip onder Jakob se kop. Dalk probeer ons met God onderhandel. Here, as U my net help, hierdie probleem vir my oplos, dan sal ek dit en dit vir U doen. En dis menslik. Ons doen dit almal. Die psalms is ook vol van mense wat dit gedoen het. Maar vandag herinner Bethel, die huis van God, ons dat God ontmoet ons nie eers wanneer ons die dinge uitgesort het nie. Hy ontmoet ons juis wanneer ons gestroop is van ons sekerheid, wanneer ons broos is. Juist daar waar ons senuweeagtig is, waar ons bang is
vir die dood of onseker is oor die toekoms. Ons hoef nie met God te onderhandel nie. En as Christene bely ons ook dat God se trappe reeds afgekom het na ons toe. Ons bely dit elke jaar in Adventstyd as ons herdenk Jesus Christus se koms na hierdie wêreld. Ons is nie alleen nie. Die Here is op hierdie plek. Hy is by ons. Selfs al weet ons dit nie altyd nie. Amen. Here, soos ek in die begin van my gebed gesê het, elkeen van ons is op 'n ander plek in ons lewens. Daar is die van ons dalk met wie dit goed gaan, vir wie vanoggend se boodskap dalk nie so belangrik is nie. Maar daar is die van ons wat in 'n tussenin tyd is, in 'n deurmekaar tyd, in 'n onseker tyd, vir wie vanoggend se boodskap juist baie belangrik is. Here, dankie vir die heilige oomblik wat Jakob kon beleef. Dankie ook vir daardie heilige oomblik wat ek jare terug, wel 21 jaar gelede, met die sakrament van die nagmaal en die realiteit van die dood beleef het. En daar was baie ander heilige oomblikke, en daar is nog baie ander heilige oomblikke. Maar Here, op die ou end het ons nie regtig heilige oomblikke nodig nie. Op die ou end is U woord genoeg. En die beloftes wat U in die woord maak, is vir ons genoeg. En elke keer wanneer ons U woord hoor en dit inneem en dit opneem, dan is dit op sigself ook 'n heilige oomblik. Here, stap asseblief die pad saam met ons. Ek dink altyd aan daardie kragtige woorde aan die einde van Matteus, wanneer hy vir ons sê, gaan dan heen, doop die mense en leer hulle en doen al die goed en onthou, ek is met julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Here, ons vra en ons sê al die dinge in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Voordat daar nou geleentheid is vir aankondigings, wil ek net vra dat U sal staan en dan hardop saam met my U geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Dankie, kom maar sit. Net 'n paar afkondigings. Sias, baie dankie vir jou boodskap. Wat my die meeste getref het, is dat God stel die voorwaardes. Ons stel die voorwaardes, maar baie dankie vir die boodskap. En dan wil ek net sê, dis vandag Imker se verjaarsdag. Hy het vir homself 'n afsondag gereël. Hy's nie agter die oor vandag nie. Imker, baie geluk. En ons wil net vir jou sê baie dankie dat jy ons, waarvoor sê seën met jou musiek.
Ons waardeer jou en ek hoop jy het 'n baie lekker dag saam met Elsie. Dan vir my vandag ook die belangrikste op die blaadjie is die voorblad. Daar's regtig 'n hele klomp mense in die gemeente wat swaar kry op die oomblik. Daar het sommer hierdie week 'n paar bygekom. So hulle telefoonnommers is met hulle